As Paulus in Romeine 1 met die Grieksprekende gelowiges oor 'n lewe vanuit jou sondige natuur praat, dan sou die Joodse gelowiges waarskynlik daarop reageer deur te sê dat hulle nie so is nie. Hulle doen nie sulke dinge nie. Hulle leef volgens die 10 gebooie. As die gelowiges gewaarsku word oor 'n lewe uit hul sondige natuur, word daar in Romeine 2 vers 9 tot 11 tweemaal gesê in die eerste plek aan die Jood en dan aan die nie-Jood. Die Jode word elke keer uitgesonder omdat die Here Jesus uit die Jode gebore is en God se storie met die Jode wys na die Here Jesus. Daarna word die opmerking gemaak dat God niemand voortrek nie. Dit moes die Joodse gelowiges baie ontstel het, want hulle het geglo dat hulle die spesiale volk van God is, wat baie beslis 'n trappie hoër en beter as al die ander volke is. Hulle het gedink hulle is God se witbroodjies. Al is die Here Jesus uit die Jode gebore, beteken dit nie dat die Jode nie ook die verlossing in Christus nodig het nie. Almal wat nie dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het, aanvaar nie, gaan verlore. Dis nie ons afkoms of die bloed wat deur ons are vloei wat ons red nie. Verlossing is in Christus alleen, selfs al is jy 'n Jood. Ek kan nie voor God gaan staan en sê hy moet my by hom in die hemel toelaat, omdat my ouers of grootouers geglo het nie. Die Here Jesus sê in Johannes 14 vers 6, dat hy die enigste deur na God is. God trek niemand voor nie. Elkeen van ons moet self besef dat ons Jesus nodig het en hom as ons verlosser aanvaar. Het dit al in jou lewe gebeur? Het jy al jou sonde en skuld bely en Jesus se offer aan die kruis aanvaar en daaruit begin lewe?